Suidlanders Ontvangsdepartement is opgerig na jare se deeglike navorsing oor die natuurlike optrede en beweging van mense tydens tye van oorlog, burgeroorlog, anargie en grootskaalse onstabiliteit. Internasionale gevalle waar infrastruktuur ineengestort het en stede onleefbaar geraak het, is bestudeer. Hierdie lesse is nie net teoreties oorweeg nie, maar prakties toegepas in die beplanning en struktuur van die Ontvangsdepartement. Die doel van die Ontvangsdepartement is om, wanneer anargie uitbreek, mense wat reeds uit hoë risiko stedelike gebiede gevlug en ontruim het, te ontvang by vooraf bepaalde punte in veiliger, meer landelike gebiede. Die departement is nie verantwoordelik vir die uitleiding uit stede nie, maar fokus op gestruktureerde ontvangs, registrasie en verdere verspreiding van persone wat reeds uit gevaarlike omgewings beweeg het. Wanneer water en elektrisiteit in stede afgesny word, raak oorlewing binne 'n kort tydperk uiters moeilik. Sonder noodsaaklike dienste begin mense noodgedwonge vlug of hulself ontruim. Sulke massabeweging kan chaoties en gevaarlik raak, indien dit nie ordelik bestuur word nie. Dit is presies waar die rol van die Ontvangsdepartement begin. Op vooraf bepaalde ontvangspunte sal opgeleide personeel gereed wees om mense te ontvang, te registreer, te stabiliseer en ordelik te versprei na veilige areas. Voorbereide persone wat reeds deel is van die strukture, sal eerste prosesering ondergaan en dan aangewend word om verdere ontvangs- en ondersteuningsfunksies te verrig. Hulle help om stabiliteit en orde te handhaaf tydens groter toestromings. Daar word nie net voorsiening gemaak vir voorbereide persone nie. Die Ontvangsdepartement is ingerig om ook onvoorbereide mense in nood te ontvang en sistematies te administreer. Die doel is om mense logisties te versprei oor veilige gebiede, sodat druk beperk word en hulpbronne verantwoordelik bestuur kan word. 'n Belangrike fokus is die vinnige allokering van persone kort na aankoms. Elke individu word so gou moontlik in 'n funksionele rol geplaas binne verskillende departemente. Dit bevorder verantwoordelikheid, selfstandigheid en gemeenskapssamewerking in 'n krisissituasie. Spesiale aandag word gegee aan kwesbare groepe, soos bejaardes, kinders, siekes en gesinne. Hierdie persone ontvang prioriteit tydens ontvangs en plasing. Mediese assessering, basiese versorging en veilige akkommodasie word so spoedig moontlik gereël om stabiliteit te verseker voordat verdere prosesse voortgaan. Die Ontvangsdepartement funksioneer volgens vooraf bepaalde strukture, duidelike kommunikasielyne en deeglike logistieke beplanning. Alles is daarop gemik om paniek te beperk, orde te handhaaf en mense met waardigheid en respek te hanteer in 'n tyd van onsekerheid. Ons verbind ons daartoe om op te tree volgens die wette en beginsels van die Geneefse konvensies. Dit beteken dat burgerlikes beskerm word, dat alle persone menslik behandel word en dat ons optrede gerig is op hulpverlening en stabilisering, nie konflik nie. Ten spyte van deeglike beplanning en strukture, bly een waarheid onveranderd. Ons uiteindelike sekuriteit lê nie net in logistiek nie, maar in ons geloof. In tye van ontwrigting is dit geloof wat rigting gee, wanneer omstandighede onduidelik raak. Dit bring kalmte wanneer ander paniekerig raak en help mense om vas te staan wanneer alles rondom hulle wankel. Standvastigheid is nie net fisiese voorbereiding nie, dit is 'n geestelike ingesteldheid. Dit beteken om nie deur vrees beheer te word nie, maar om met wysheid, dissipline en selfbeheersing op te tree. Wanneer mense saam staan in geloof en in liefde vir hul naaste, word selfs moeilike omstandighede hanteerbaar. Voorbereiding is nie paniek nie, dit is verantwoordelikheid. En met geloof as fondament en standvastigheid as houding,
kan ons met kalmte en orde optree, selfs wanneer die wêreld rondom ons onstuimig raak.